Hallo julle. Hallo daar. Verlede week toe ons opname gedoen het, was dit 'n bietjie vroeër in die week en toe die Vrydag aand het ons die nuus van die hospitaal af gekry dat Sebastian oorlede is. En hierdie week was dit dan nou eintlik die praktiese reëlings wat 'n mens nou maar tref nadat iemand oorlede is en nie meer daar is nie, die besittings gaan kry by die hospitaal en die begrafnisreëlings begin tref. So ons is eintlik in 'n tydperk van die belewenis van verlies, né? Ja, en ons het maar net gedink om miskien daaroor te gesels, nie in terme van om raad te gee hoe om dit te doen nie, want ek dink dit is maklik wanneer jy buite so 'n situasie staan om vir iemand anders wat 'n naby verlies beleef het, raad te gee. Maar ek dink wanneer jy dit self beleef, dan is jy dan is jy op 'n ander plek. Dan is jy ek voel my nie dat ek vir iemand anders kan raad gee nie, want ek weet nie eers of ek dit myself op die regte manier hanteer nie. So miskien net ek dink net gesels daaroor. Hoe beleef mens dit? Hoe voel 'n mens? Omdat ek dink soveel mense dit wel ook al beleef het en ek weet nie, net om ook daaroor te gesels, net dit lig te gee op 'n manier. Dink jy, ek dink nou maar sommer net, want dit is so waar alles wat jy sê, dink jy 'n mens raak hartseer fiks? Dat wanneer 'n mens nou al in jou lewe verskeie mense aan die dood afgestaan het, 'n mens se ouers en vriende, ander naby mense, dat 'n mens hartseer en verlies fiks raak? Nee, ek glo nie. Ek dink omdat elke mens so individueel deel van jou lewe was en die gemis so uniek is, dink ek nie dat jy dit kan noem nie. Ek dink mens kan afgestomp raak. Ja, na die ander kant toe, Ja, né? ek dink jy kan jou afstomp. Ek dink baie keer ook in terme van persoonlikhede en in terme van hoe dit vir my is. Ek dink die onmiddellike nuus en selfs nou, dis 'n week later, is dit asof ek dit het nog nie heeltemal ingesink nie. Dit is of dit op 'n sekere vlak in my lê, maar nie dit het nog nie dit is asof dit onwerklik is. En ek kry die belewenis ook van my suster en dat dit net 'n onwerklikheid is. En 'n belewenis van dat ek sal dink wakker word en dink ek moet die hospitaal bel om te hoor hoe gaan dit en dan besef. So dit is nie asof dit heeltemal al 'n realiteit is nie, wat dalk 'n genade is in die sin van dat 'n mens dit stadig aan verwerk. Aan die ander kant dink ek het ek ook 'n geneigtheid om goed te onderdruk deurdat ek myself besig hou met dit wat moet gebeur, dit wat moet gedoen word. Ek dink dis ook 'n manier om dit te hanteer. Ek weet nie of die een beter is die ander een is nie. Ek dink om besig te bly is heel moontlik 'n goeie ding, sodat jy nie heeltemal net sit en jouself vasdraai in jou gedagtes nie. Maar net in terme van wat gaan deur 'n mens wanneer iemand so naby aan jou oorlede is. Wat ek vind is dat 'n mens ontdek hoeveel 'n mens eintlik van Sebastian met jou saamdra, in jou onthou en in die belewenis van dinge, want as 'n mens nou aan hom terugdink, dan is daar soveel dinge van hom wat net so na die oppervlak kom. En wat so deel van 'n mens is, en wat amper na die oppervlak toe stoot, of nou op die voorgrond stoot, die oomblik as die persoon nie meer daar is nie. Dit kom net so vinnig op, en dit is miskien stukkies wat 'n mens gebruik om
hom naby te hou amper. Want dit is nou 'n bietjie meer as 'n jaar wat hy nou nie meer fisies by ons bly nie, en ons het nog gereeld kontak met hom gehad, maar as ek nou dink aan daardie jare wat ons so intiem met hom saam geleef het, en sy sê goed en hy het eienaardighede en die dinge waaroor ons gelag het en die tipe dinge, en die dinge wat hom na in die hart gelê het en wat vir hom lekker was, dit kom net so na die oppervlak. So 'n mens dra iemand op soveel maniere met jou saam, en jy besef dit wanneer die persoon dan fisies nie meer daar is nie. En ek dink dit is wat 'n mens besef is wat jy gaan mis. Ek dink met die proses en met hoe baie swaar hy gekry het die laaste paar maande, is daar by my aan die een kant 'n gevoel van verligting vir hom, 'n gevoel van werklik in my gees, 'n gevoel van hy's vry en hy het nie meer seer nie, en dit is my 'n goeie gevoel, en dan terselfdertyd 'n hartseer vir my en vir ons in terme van die gemis, maar veral vir sy broers, vir my suster wat vir wie dit so 'n verskriklike verlies is. En ek dink dit oorheers eintlik daai hartseer vir hulle, oorheers op hierdie stadium my eie hartseer. Wat nou aangespreek moet word en mee gehelp moet word. So maar ja, definitief daai prentjies van hom, en ja, dit is goed om te weet jy het dit. Jy het daai herinneringe en jy kan teruggaan na dit toe. En hoe groot voetspoor hy gelaat het in 'n mens se eie lewe, maar ook uit die boodskappe wat 'n mens kry en sommer wat mense sê, die groot indruk wat hy op ander mense se lewe gemaak het, en wat 'n mens net agterkom, 'n mens besef nie altyd wat is die effek wat 'n mens op ander se lewe het nie. Dink nie hy het besef. Nee, en ek dink dit is vir my 'n hartseer ding, is dat hy werklik waar so geliefd was en dat dit vir hom moeilik was om dit te kon vat vir homself, om te kan verstaan hoekom mense so lief vir hom was en so hom eintlik net so waardeer het. Maar dit voel ook vir my is nou hy sal dit nou weet, en dit is ook vir my goed. Want wat ook vir my in hierdie week wat nou verby is, ook sterk op die voorgrond gekom het, is hoe 'n mens amper 'n gevoel kry vir ander se verlies. En 'n deernis vir daardie verlies. Ons kan so opgeneem word deur ons program en deur dit waarby ons moet uitkom, dat 'n mens vinnig by iemand anders se verlies stil staan, en nie altyd besef op watter diep vlakke dit mense op 'n persoonlike manier raak nie. So daar is 'n begrip en 'n deernis net opnuut weer vir ander se swaar en hulle hartseer en hulle verliese, en 'n groot deernis daarvoor. En dan ook 'n groter ek wil nie sê begrip nie, maar 'n groter belewenis van die dood, en dat dit nie vir my iets is wat my bang maak nie. Dat die dood vir my al hoe meer 'n verruiming is. Ja, dit is my gevoel. Ja, en dit is my belewenis met my ouers se afsterwe ook gewees, is daai gevoel van in iets groters, in iets weiers ingaan. Ek dink ook, mens besef net al meer, en jy sien dit dan ook nou, hoe mense
hierdie verlies op verskillende maniere hanteer. Mm, Hoe 'n mens mm, daarvoor moet ruimte laat dat sekere mense daaroor wil praat, ander mense wil glad nie praat nie. En dat 'n mens ook daai ruimte moet laat. Ek dink ook 'n mens loop met baie dinge as iemand naby aan jou oorlede is. Jy dink, moes ek meer gedoen het? Daar's skuldgevoelens, daar's dinge wat deur jou kop maal, moes mens iets anders met dit. So jy het hierdie vrae wat sy lê moet kry. So ek dink daar's soveel dinge wat gebeur rondom so 'n gebeurtenis. Dat dit in lae gebeur. Dis nie ja, ja, en 'n mens kan maar net ook dan nou, ek dink dan soveel beter verstaan. Soos jy sê, en deernis hê met iemand anders se verlies. Dis asof 'n mens 'n ekstra taal byleer. Ja, Ja, maar baie dankie vir al die boodskappe wat ons gekry het en wat steeds deurkom, hulp wat op soveel maniere aangebied word. Wat help met die dra van kostes. 'n Mens word eintlik net oorweldig wanneer jy dit beleef en ervaar. So baie dankie ook van die familie se kant af wat dit aan betref en namens Sebastian. Ons is dankbaar dat ons hom kon ken. En dat julle ook iets van hom kon beleef. Ons gesels volgende week weer. Mooi bly aan daai kant. Totsiens almal.